ons Here Jesus Christus genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof vanoggend die Here deur saam te sing uit Gesang 48, van vers 1, vers 4 en vers 5 sing. Ek lees maar net vers 5, hy wat as die oorwinnaar staan, kom op die wolke weer, hef al wat leef jou loflied aan en dien hom, volg hom, loof hom, koning, herder, Heer. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, gaan ons as skuldbelydenis sing uit Gesang 69, daar die eerste en die derde vers. Geliefdes, ons luister elke Sondag na die wet van die Here en dit het al so half 'n gewoonte geraak, dat ons nie meer regtig aandag gee aan dit wat hier vir ons opgeteken staan nie. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Geliefdes, aan elkeen wat met 'n ware berou, maar ook met 'n opregte geloof, wil toevlug neem tot hul enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. In Hebreërs 10 vers 17 staan daar, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dae, spreek die Here verder. Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Maar ek en jy in die sonde volhard en hierdie genade van God verwerp, dan sê dieselfde woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op ons sal bly, as ons in hierdie sonde bly lewe. Net bietjie verder in hoofstuk 10 van Hebreërs staan daar, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag, en die gees van genade gesmaad het. Daarom is dit belangrik dat ons nie skroom om ons geloof te bely nie. Ons doen dit aan die hand van die 12 artikels, en ek vra dat u die woorde in u hart saam met my sal spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat egter op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo aan 'n ewige lewe. Driemaal heilige God en Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer te kan stil word in u teenwoordigheid, is genade onbeskryflik groot. Dankie dat u u hand van seën en beskerming oor elkeen van ons uitgestrek hou. Dankie dat u 'n plan het met elkeen van ons se lewens. Daarom is dit ons gebed, Here, dat u sal wegneem dit wat skeiding maak tussen u en ons. Geef vir ons geopende ore, maar meer nog ontvanklike harte. Here, seën ons met die wysheid om te gaan leef soos wat u van ons verwag. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons lees vanoggend uit Psalm 123 met die opskrif hier, die oog na bowe. En so baie die afgelope tyd hoor mens hoe mense worstel met dit wat in die wêreld rondom ons aan die gang is. Worstel met 'n pandemie, worstel met finansiële krisisse, worstel met 'n huwelik of 'n gesinsverband, worstel met die werk, gaan ek my werk behou? En dan ons tema vanoggend, hoe wag 'n gelowige op die Here? U weet, die afgelope week het ons Ina se begrafnis gehad en het ek die opmerking in die prediking ingebring, waar Ina so, ek skat 3-4 maande gelede met my 'n gesprek gevoer het, en vir my gesê het, Dominee, jy weet, ons is hier op aarde nie om dood te gaan nie. Ons is hier om te lewe. Nou in hierdie lewe is die vraag vir ons as gelowiges, hoe wag ek, gegee dit wat rondom ons aan die gang is, hoe wag ek op die Here? Ek lees vir ons Psalm 123, 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Wees ons genadig, o Here,
Wees ons genadig, want meer as versadig is ons van veragting. Meer as versadig is ons siel van die spot van die oormoediges, van die veragting van die trotsaards. Het u mooi opgelet? Vers 2 sê, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God. En dan is daar 'n komma, 'n ruskans. Skep gou asem. Luister gou wat wil ek nou vir jou sê. Totdat hy ons genadig is. Hoor jy dit baie mooi? Totdat God ons genadig is. Wag is deel van elkeen van ons se lewens. Die ouer manne Pieter en Hugh en Stoffel en Chris en agter Pieterle en onthou julle nog Hurry Up and Wait? Hoe ons in die weermag op 'n knop gejaag is met alle mag en geweld en dan staan jy 'n halwe dag en wag voor daar iets verder gebeur. Ons hele lewe is ons gewoon daaraan om te wag. Die meeste van ons wil 'n ding al gister gehad het wat ons nodig het. As ons bid, dan bid ons eintlik, Here, maar dit moes al gebeur het. Here, doen dit wat ek het dit nou nodig, dis nou tyd. Is dit nie waar nie? Dan sit ons nie 'n gebed, dan sit ons 'n versoek. Dit voel soms dat dit sinneloos is om te wag, of dat ons belangrike geleenthede mag misloop terwyl ons wag. Maar as jy mooi gaan kyk in die Bybel, is wag ook deel van ons voortgesette lewenswandel met Jesus Christus. Dit is egter wanneer ons op die Here wag, dat God ons laat groei na dit wat hy vir ons begeer. God gebruik die tyd om ons te leer om hom te vertrou in elke situasie. Ons wil hier so 'n storieetjie vertel, baie van julle het dalk al gelees van al die ouer mense, van 'n Bethany Hamilton. Op 13-jarige ouderdom het Bethany by 'n eiland in Hawaii branderplank gery, toe sy deur 'n tierhaai aangeval is. In die aanval het sy haar linkerarm verloor. En verwoes deur hierdie tragedie, het Bethany gewonder of sy ooit weer sal kan branderplank ry. Sy het egter deurgedruk en uitgepleis oor wat om met haar lewe te doen, terwyl sy op God wag. En so wat 'n jaar na haar ongeluk, het Bethany by World Vision aangesluit, en kort voor lank was sy op 'n vliegtuig na daardie tsunami getuisterde Thailand, waar sy vir 'n week lank die mense van Thailand op verskillende maniere gaan bedien het. Haar mees onvergeetlike oomblik, sê sy, was toe sy meer as 50 kinders uit 'n baie klein dorpie gehelp het om hulle vrees vir die see te oorkom, deur hulle te leer hoe om branderplank te ry. In 2011 het 'n filmmaatskappy 'n film vervaardig van haar storie. En in die film bedien Bethany in Thailand, waar sy die kans kry om hoop vir die klein seentjie te herstel. Sy het op verskillende maniere genesing in haarself gevind. Ons praat oor hoe om op die Here te wag, maar wat beteken dit om op die Here te wag? In die skrif beteken die Hebreëse woord wat gebruik word vir wag, wanneer ons dit in die regte konteks gebruik, beteken hierdie woordjie om gretig uit te kyk. Om te wag, soos wat ons in die weermag geleer het, om in 'n hinderlaag te lê. Om te verwag en te vertrou. En hier volg die deel wat my geseën het, om saam te bind. Met ander woorde, jou verwagtinge saam te bind aan God se antwoord.
om te hoop en te vertrou in die Here vereis geloof, geduld, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid en belangrik, volharding tot die einde toe. Dit is moeilik om te wag vir die Here om verligting te bring, om rus en vrede en vreugde te bring. As ons sien wat in die wêreld rondom ons aangaan, dan is dit so asof ons begin angstig raak, asof ons begin bang raak. Almal van ons het iets wat ons op die Here voorwag om te doen. Sommiges van ons wag dalk vir 'n lewensmaat. Andere wag dalk om swanger te raak, of dalk om 'n dwalende kind te red, of om 'n eens pragtige maar nou verbrokkelde verhouding te herstel. Ons weet dat God getrou is. Ons weet ook dat hy goed is en dat hy lief is vir elkeen van ons. Tog vind ons as mens dit so uiters moeilik om te wag vir die Here om op te tree. Gelukkig, my liewe broer en suster, my liewe jong mens, is die woord van God 'n verhaal van wag. Abraham het gewag vir sy seun. Josef het gewag vir verlossing. Dawid het gewag om koning te word. Israel het gewag vir 'n Messias. En ons almal wag op die terugkeer van die leeu van Juda, van Jesus Christus se wederkoms. God se woord het baie te sê oor hoe ons moet wag. 'n Bybelse wag, my liewe broer en suster, is nie 'n passiewe wag, soos wanneer 'n mens wag vir 'n trein om te kom nie. Nee, dis 'n aktiewe, 'n aggressiewe soort wag. So, hoe wag ons vir die Here op 'n manier wat hom vereer, maar ons met hoop vul en ons krag gee om voort te gaan, selfs wanneer dit vir ons voel of ons in 'n donker gat vasgevang is. Die Bybel gee vir ons 4 pragtige maniere. Eerstens sê die Bybel, ons moet wag in geloof. Daar's 2 soorte wag. Die eerste tipe is 'n onsekere, 'n vreesvervulde wag. Ons is nie seker of God gaan deurkom nie. So asof hy 'n soort onbetroubare ouer is wat vergeet om sy kinders na skool te gaan haal of na die middagstudie. Ons hoop dat God ons sal red, maar wat as hy dit nie doen nie? Hierdie soort wag is onbevredigend en is tot oneer van God. Die tweede tipe wag is om te wag met 'n sterk geloof. Ons het al die somme gedoen, die kanse is bereken en ons kan net nie sien hoe God vir ons deur gaan kom in die situasie nie. Maar nietemin vertrou ons hom onvoorwaardelik, omdat ons weet hoe sy karakter lyk. Ons weet dat hy oneindig goed en liefdevol is en dat hy ons sal red, al is hierdie verlossing nie die soort wat ons dalk verwag nie. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê so pragtig, vertrou op die Here met jou hele hart en moenie op jou eie begrip steun nie, erken hom in al jou weë en hy sal jou paai gelyk maak. Wanneer ons lewens deurmekaar is een van die grootste versoekings om op ons eie insig te steun, om op ons eie krag staat te maak, om ons eie troontjies in die wêreld te probeer bou en in stand hou. Om elke scenario in ons koppe uit te speel en te bepaal watter een die mees waarskynlike is, en ons word amper soos geestelike weermanne, en ons probeer om te voorspel hoe God ons gaan help. Jy weet, kyk maar na die weerberigte. Hulle werk op modelle en normes en verwagtinge. Dan voorspel hulle vir ons reën vir Dinsdag, en hoe nader ons aan Dinsdag kom, hoe verder skuif die reën aan na Woensdag, na Donderdag, na Vrydag.
En presies so wil ons vir God probeer voorspel en voorskryf wanneer om wat te doen. Maar u weet, ons menslike begrip is buitengewoon beperk. Wanneer ons gelowig op die Here wag, wend ons 'n bewuste poging aan om ons eie verstand, ons eie vermoëns, ons eie denke op die agterbank te skuif en te wag op God se genade. John Piper, baie bekende teoloog, het gesê dat jy moontlik bewus mag wees van 3 dinge wat God op die oomblik besig is om in jou lewe te doen, terwyl God in werklikheid met 10.000 dinge in jou lewe besig is. Die derde punt, waarby ek graag wil stilstaan, en ek dink daar kom meeste van ons, en veral ons manne, baie kort, ons wag geduldig. Om op die Here te wag vereis 2 sleutelelemente. Eerstens, 'n volle afhanklikheid van God en 'n bereidheid om hom toe te laat om die terme te bepaal, insluitend die tydsberekening van sy plan. Die tweede, om God te vertrou met die tydsberekening van gebeure, is sekerlik een van die moeilikste dinge vir ons as mense om te doen. Jy sal onthou, ek het in die begin van die preek gesê, ons bid, maar ons het eintlik 'n versoeklys. Here, help, want Here, ek kan nie meer nie nou. Die gebed van iemand wat bid, Here, ek het geduld nodig en ek het dit nou nodig, is nie ver verwyder van hoe ons dikwels ons geestelike groei en die Here se wil benader nie. Om op die Here te wag, bou karakter in elkeen van ons se lewe, deurdat dit geduld vereis. Wag behels die verloop van tyd, wat self ook 'n gawe van God is. Jy het 'n keuse. Jy kan met angs en vrees en frustrasie wag, of jy kan geduldig wag. Ons almal het al in 'n dokter of 'n tandarts se wagkamer gesit en wag, waar daar ook jong kinders was. 2 soorte mense wat wag in die wagkamer. Die kinders wat skreeu en huil en die speelgoed rondgooi. En dan is daar die kinders wat naby hulle ma sit, of net doodstil sit en wag. Albei hierdie groepe kinders moet wag. Die kind wat op die grond rondval en 'n vloermuur gooi, sien nie gouer die dokter as die een wat geduldig en stil aan sy moeder sit en wag nie. Maar glo my, die kind wat heeltyd raas en vra wanneer dit hulle beurt is, se wagtyd voel dubbel so lank as daardie kind wat rustig, geduldig sit en wag. Dit is dieselfde ook vir sulke kinders se ouers. Jy hoef nie gelukkig te wees oor die wag nie, maar jy kan kies althans om geduldig te wees. Vierde punt is, ons wag nie passief nie. Dit beteken nie dat ons ledig moet rondsit terwyl ons wag dat die Here namens ons moet optree nie. Ons moet in ons wagtyd die werk doen wat God ons gegee het om te doen. En hier sê Psalm 123, wat ons vanoggend gelees het, die tweede vers, so pragtig. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van hulle meesteres, so is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Dit beteken dat wanneer ons wag, ons na God moet kyk met dieselfde voortdurende afwagting en gewilligheid om te dien as wat 'n diensknegt het wat sy meester dien. Die idee om op die Here te wag is nie soos om vir die dokter of die tandarts in die wagkamer te wag nie, dankie tog. Inteendeel, wag op die Here is meer soos wat 'n kelner in 'n restaurant doen. Ons houding en ons optrede moet wees soos die van die kelner wat kort aan die versoeke van die klant voldoen terwyl hy besig is om te wag.
Ek moet in ons wag, luister na dit wat die Here met ons praat en wat hy vir ons vra om te doen. Om te wag op die Here beteken nie om te wag dat ons uiteindelik die diens kry waarop ons wag nie. Nee. Ons vul ons tyd met diens aan ons meester, altyd op ons voete, altyd gereed om ander te bedien. Die opdrag om op die Here te wag beteken dat ons naby hom moet wees en aandag moet gee, sodat ons die geringste daad wat hy van ons vra, kan doen. Ons natuurlike self is selfversorgend. Ons soek hulp hier en daar en verwag hulp van ons eie vermoë, van vriende of dalk van die omstandighede. Maar in die geestelike lewe word ons geleer om te vertrou en afhanklik te wees van die krag van die Heilige Gees. Die een van die drie eenheid wat heeldag, aldag saam met ons is. Ons wag in die woord vir die woord. Ons lees in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Een van Jesus se name was dus die woord. Net deur daarop te let, is daar alreeds 'n groot waarheid wat ons kan leer. Terwyl ons wag vir die woord, moet ons lewens vul met die woord. En dis waarom u vanoggend hier is, om u self te kom vul met God se woord. Dit impliseer dat ons tyd moet deurbring in teenwoordigheid van die geskrewe woord van God deur Bybelstudie te doen, sowel as om tyd te maak om te bid. Ek kan nie instel hoeveel kere die Here my al vinnig gehelp het met antwoorde of vrae of rigting gegee het wanneer ek verward was, wanneer ek met my met die woord van God afgesonder het nie. Klaagliedere 3 vers 25 herinner ons, hy sê, en hier haal ek die nuwe vertaling aan, goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat na hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Hoor jy dit? Goed is die Here vir die wat op hom hoop. Nie uit eie krag te staat maak nie, wat op hom hoop. Vir die siel wat na hom soek. Om dus op die Here te wag is 'n aktiewe, 'n aggressiewe wag, 'n soeke na God in ons lewe. Die Here leer ons in sy woord dat die wat soek sal vind. Die wat klop sal vooroopgemaak word. Wag op die Here beteken dus dat jy altyd besig is. Maak nie saak waarmee jy besig is nie, maar dat jy altyd in hierdie proses soek na die Here. Dit beteken tyd om die woord te bestudeer, antwoorde te soek en aanspraak te maak op God se beloftes. Tyd in gebed om oor jou versoeke te bid en te bid vir wysheid en onderskeiding. Tyd om rustig te gaan sit en te gaan dink oor wie God is, wat hy in ons en deur ons wil doen en oor wat hy verwag van wat ek en jy moet doen. Tyd om jou gebedsjoernaal te gebruik en neer te skryf oor wat jy ervaar, wat die woord van God vir jou sê. Kom ons trek dit so bietjie nader. Ons moet wag soos 'n pa of 'n ma vir sy kinders. Geliefde broer en suster, ek weet nie waarheen jy op hierdie oomblik gaan nie. Maar wat dit ook al is, die uitdaging van die skrif is om op die Here te wag, omdat die soewereine God van die heelal vir jou persoonlik lief is. Hy het ons lief met 'n onwrikbare liefde, 'n vaste liefde, en gee persoonlik vir elkeen van ons om
soos 'n pa of 'n ma vir sy kind. In Psalm 103, en ek wil net gou soontoe blaai, skryf Dawid dit so pragtig, Psalm 103 vers 13 tot 19, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Die mens, soos die gras is sy dae, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir sy kindskinders, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om die te doen. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Dit is nie wonderlik nie. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Jy weet, my broer en suster, hoe voel jy oor jou kind? Vertienvoudig, verhonderdvoudig dit, en so voel God oor jou. Ek wil afsluit met die woorde van Psalm 27 vers 14. Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Amen. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God en hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer onder die geklank van u woord te mag wees. Dankie dat u deur die Gees tot ons gespreek het, Here, en vir ons kom duidelik maak het dat ons wag op die Here nie 'n passiewe wag is nie, maar dat dit 'n aggressiewe wag is. 'n Wag om te doen wat u van ons verwag, wat u wil hê ons moet doen. En dat u so deur hierdie wagproses elkeen van ons nader trek aan u boesem, dat u ons kon vasdruk soos daardie liefdevolle vader sy kind sal vashou. Dankie dat ons kan weet, ons lewens is in u hande. Dankie dat ons kan weet, daar wag 'n ewigheid op die wat u vrees, op die wat vir u wag. Help ons, Here, om op die regte manier te wag, tot u eer, maar ook tot uitbou van u koninkryk op aarde. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan afsluit met die sing van Gesang 261. Die kollekte sal daar by die deure opgeneem word. Gesang 261 het net een versie. Ons sing dit tot eer van die Here, waarna hy staande bly vir die uitspreek van die seën. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan wag op die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly nou saam met elkeen van u. Amen.